Het op 'n bloos gehou, maar dankie vir daai verwelkoming. Ja, dit is natuurlik 'n groot voorreg om hier te wees. Ek was eintlik begin deur die eerste ding waar ek nie graag praat nie. En ek is gedoop daar in Brooklyn Campus. Doxa se Brooklyn Campus nou so 22 jaar terug. En wat 'n voorreg was dit nie, maar ek het so 'n bietjie verkeerd gehoor. Want een van die instruksies was, as jy nou kon gedoop word, moet nou nie die dikste klere aantrek wat jy kan nie. Jy weet, ietsie lig, dat jy vinnig gaan afdroog. En ek hoor toe nou, trek die dikste klere aan wat jy kan. Ek het nie bevraagteken nie. So ek's daar in die lekker sweetpak, lekker dik baadjie, ons is daar in die doopbad, en ons is uit. So ek het dit nog nooit daai storie vertel nie, want dit is te embarrassing. Maar ons praat in die reeks oor dinge waaroor ons nie praat nie, so ek het gedink, laat ek dit maar net eers deel. En baie geluk, dis 'n wonderlike geleentheid om so gedoop te kan word. My vraag vanaand is eenvoudig. Wie of wat vorm jou? As jy terugdink en jy dink aan as jy in jou kinderjare dink. Miskien onthou jy 'n onderwyser. Ek onthou vir mevrou Fourie, graad 4. Die eerste keer wat jy moet eksamen skryf. En sy het vir my kom vertel die proses. Sy het vir my kom vertel hoe jy die olifant van hierdie eksamen eet deur hom in klein stukkies op te deel. Ek onthou ook in graad 5, 'n ander juffrou wat vir my gesê het, Richard, jy kan nie lees nie. Jy gaan nêrens kom in die lewe nie. So wanneer ons terugdink aan die vraag, wie of wat vorm jou? Baie keer kom die negatiewe op eerste. Ek sou ook getuig die Nokia 6110, onthou iemand hom? Ja, daar sy. Hy het my gevorm. Dit was die tweede ding in my lewe waarvoor ek moes spaar. Ek het moes 'n hele seker 6 maande vir hom spaar. Want ek wou graag vryheid gehad, die vermoë om te kon bel. En toe ek hom klaar vir hom gespaar het, was dit van ek het gedink, wow, what an amazing experience. Die battery hou vir 16 dae. En toe kom ek agter ek kort airtime en toe het ek nou daai probleem. Maar in elk geval, hierdie tegnologie het my begin verander. En ek dink as ons vandag na ons lewe kyk, ons kan nie die realiteit dat tegnologie ons verander miskyk nie. Nog 'n bietjie terug in die verlede, wie onthou vir hierdie dingetjie? Die Tamagotchi, daar sy. Die Tamagotchi 1996. 82 miljoen was wêreldwyd vervaardig. En die gedagte daaraan vir die jonger generasie was, dis 'n diertjie, dis 'n digitale diertjie. Hulle wou ons geleer het, dit is maklik om kinders te kry. Want jy druk net 'n knoppie, dan slaap hy. Jy druk die slaapknoppie. Of hy's honger, dan druk jy die voer om knoppie. Of dan maak hy 'n bietjie vuil, dan druk jy ruil die doek knoppie. En so het ons deur ons lewe gegaan om te leer, ons is rentmeesters oor die Tamagotchi as kinders. En so het die tegnologie begin verander. Later jare het daar 'n ander paar goed gebeur. Dink vir 'n oomblik vinnig as jy na die lys op die skerm kyk. Hoeveel jaar het dit gevat vir hierdie verskillende tegnologieë om 50 miljoen gebruikers te kry? Dink gou vir 'n oomblik vir jouself, die vliegtuig, die elektrisiteit, kredietkaart, TV, rekenaars, internet, Google en ChatGPT. Hoe lank het dit gevat? Soos jy kan sien, die vliegtuig 62 jaar. Die TV 22 jaar en ek fast forward sommer, internet 7 jaar, ChatGPT 11 dae. So die dae van die Tamagotchi is verby, want ons begin in 'n era te leef waar tegnologie teen 'n absolute eksponensiële spoed plaasvind. Inteendeel in die AI wêreld, selfs in die laaste week, was daar weer massiewe deurbrake. Ek doen seker so 2-3 keer 'n maand 'n praatjie op AI. En die enigste rede hoekom ek dit doen is, want ek probeer myself forceer om up to date te bly, want dit is net te moeilik. Jy moet ure spandeer om die tegnologie te probeer verstaan, en is eintlik moeiliker en moeiliker. Maar ons vraag vanaand is,
Wat vorm jou? As ons na die volgende prentjie kyk. 2 horisontale lyne. Jammer vir die bietjie wiskunde hierso. Horisontaal is daai, is nie van wiskunde gehou het nie. Die vertikaals is daai. Okay, dis die 2 plattes. Daar's 2 lyne. As ek vir jou vra wat een is die kortste, gaan jy sekerlik dalk sê die onderste een, nê? Want hy lyk nogals korter. Maar inderdaad, gaan jy my glo as ek vir jou sê hulle is identies. Hulle is identies ewe lank. Wat het verander? Die dinge om die waarheid het ons perspektief kom beïnvloed. Die dinge om die waarheid het kom beïnvloed wat ons beskou as waar en nie waar nie. En ons lewe in 'n samelewing, ons lewe in 'n tyd wat ons die vraag moet vra, wat is die dinge om die waarheid wat ons perspektief kom verander? Om dit op te som is eenvoudig, perspective changes your perception, not your reality. Die perspektief wat ons het om na dinge te kyk, bepaal hoe ons dinge sien. In die besigheidswêreld, wanneer 'n probleem by my uitkom, gewoonlik is dit 'n moeilike probleem. En normaalweg kom die probleem se oplossing uit, want 2 mense het dieselfde datastel, maar ons kyk aan uit verskillende wêreldbeskouings. En omdat ons verskillende wêreldbeskouings het, verskillende lense, is elkeen se waarheid amper verskillend. Sy persepsie van die waarheid. Waarheid het nie verander nie. En ons lewe in hierdie era wat hulle noem die post-truth tyd. Want daar's hierdie sê ding wat sê daar's nie meer so ding soos waarheid nie. Hoe belaglik is dit nie? En AI het gekom in ons lewens om hierdie nuwe goed om ons te sit wat ons perspektief wil probeer verander. En dit is waar ons met hierdie kardinale vraag sit vanaand, is AI besig om die plek van die Heilige Gees in te neem? Word ons lewens nog gevorm deur die Heilige Gees, deur God se waarheid, of word dit gevorm deur AI of deur 'n algoritme? En ek wil definitief nie vanaand sê AI is 'n slegte ding nie. Inteendeel, ek dink dit is net 'n ding. Dis nie goed of sleg in sy wese nie. Dit hang af hoe ons dit toepas, hoe ons dit gebruik. As jy na klein besighede kyk, daar is so baie navorsing, maar op gemiddeld spaar AI klein besighede wat dit nou baie gebruik. So plus minus 6 ure per week. Meeste van die klein besighede wat die navorsing wys, sê hulle groei 91% van hulle groei meer en vinniger, meer revenue as gevolg van AI. Hulle spaar koste, 25% koste. En hulle het 52% meer likely om wins te maak hierdie jaar. So AI op sigself het baie goeie potensiaal wanneer dit reg gebruik word. Ons uitdaging is, hoe word dit gebruik? So dis nie goed of sleg nie, maar ons moet met wakker oë, ons moet met oop oë na die tegnologie kyk. As ons na, ek wil amper sê moderne Rome kyk. Wat se plek is dalk moderne Rome? Miskien Silicon Valley. Silicon Valley in Amerika. Dis 'n gebied, dis 'n voorstad waar al die groot tegnologiemaatskappye is. En in hierdie tegnologiemaatskappye, soos 'n Google en 'n Meta en 'n Microsoft en 'n Apple, daar gebeur baie dinge. En as jy na die aandelebeurs kyk, my pensioenfonds wêreld kyk ek so daarna. Die gemiddelde persoon se pensioenfonds is plus minus 30% na 35% oor see belê. En as jy gaan kyk, waar is dit oor see? Is dit op hierdie prentjie? Waarskynlik 70%. Is in hierdie groot maatskappye belê wat die toekoms besig is om te shape. As jy na Google spesifiek kyk en jy vra die vraag, maar hoe maak Google sy geld? Wel, hierdie grafiek wys vir ons, Google maak omtrent 60%, 57,3% van sy geld, die was 2024, uit advertising revenue uit. Dramatic effect, ek like dit. Dis hoe erg dit is. 60% kom van advertensies af. Inteendeel is eintlik 'n bietjie meer van dit, want dan sal jy kan nou vir YouTube bysit. En wat is YouTube? Is eintlik ook maar 'n advertensiespasie wat hy verkoop.
So ons moet verstaan, as die wêreld se grootste maatskappye wat hierdie AI investment doen en die AI beleggings doen, hulle sit daar in Silicon Valley en waarna is hulle op soek? Hulle is op soek na advertensies te verkoop. Dit is die punt. Hulle probeer advertensies verkoop. Hulle probeer jou aandag kry. Nou die AI in ons lewe, wat ons die meeste beïnvloed vandag, die AI wat, is dit 'n safe space hierdie? Dis, okay. Steek op jou hand as jy vandag op enige vorm van sosiale media was. Okay, ek was ook. Daar's wel dan vir julle wat weet nie. Dis 'n goeie ding. So as jy vandag op sosiale media was, beteken dit AI het vandag jou denke beïnvloed. En AI doen dit met 'n konsep, dis amper die bekendste, oudste vorm van AI, hoe AI ons beïnvloed het, is rondom sosiale media. En ek weet julle het 'n bietjie vroeër oor sosiale media en die gevare gepraat. Ek kyk so 'n bietjie daarna uit 'n AI perspektief uit. As ons daarna gaan kyk en ons vra, as ek nou vir AI vra, hoe werk hierdie AI modelle wat agter sosiale media sit, dan sê hy die volgende, en ek lees vir ons. Dis nie my woorde nie, dis die AI se woorde. Hy sê, social media algorithms are the AI systems that decide what you see in your feed. Instead of showing you posts that are in order, they rank content and show you what they predict will keep you engaged. Ek gaan daaraan beweeg. Gaan hy werk? Nog nie. Kyk, ek sal net weer probeer. Watching, scrolling, clicking and coming back. How they work. The system watches your behavior, what you stop to look at, what you like, what you share, how long you watch a video, and builds a profile of what holds your attention. It then feeds you more of the same, learning and adjusting constantly with every interaction. The goal is almost the same. Maximize time spent on the platform because attention drives advertising revenue. The dangers flow directly from this. Emotional content wins. Posts that trigger strong feelings, outrage, fear, anger, get more reactions. So the algorithm promotes them. Calm, balanced content spreads less. Over time, this can distort your sense of how angry or dangerous the world actually is. Misinformation spreads fast. False or sensational claims are often more engaging than accurate, boring truth. So they travel further and faster than corrections do. Echo chambers and polarization happen because the algorithms show you more of what you already reacted to. You see fewer opposing views. This can harden opinions, deepen divides between groups, and make reasonable disagreements feel impossible. It is addictive by design. It is there to manipulate, and it's opaque, nobody understands. So dit is AI se view op hoe werk sosiale media se AI. En as ons daarna kyk, besef ons, dis nie goeie nuus nie. Glad nie. Dis 'n model wat gebou word met die wêreld se beste wiskunde, met een ding in gedagte. Om vir jou en vir my meer te gee van wat ons soek. Om vir jou en vir my meer te gee van wat die vlees soek. Inteendeel, as jy daarna gaan kyk, wat is die tipe inhoud op sosiale media? 90% gaan oor jou. Jy kan gelukkiger wees. Hier's vir jou 'n lekker vakansie. Hierso is vir jou 'n oefenprogram. Hierso is vir jou dit. Net 10% van die inhoud gaan oor hoe dien ons ander? Hoe serve ons ander? So fundamenteel sit ons daagliks met 'n AI model wat nie aan jou kant is nie. Wel, hy's aan jou kant in die wêreld se sin. Hy's nie aan die kant van die Heilige Gees nie. En dis die ons uitdaging. So wat doen die algoritme? Die algoritme leer wat is jou voorkeure. Waarvan hou jy? Waarvan hou jy nie? Dit voorspel jou gedrag. Wat gaan jy waarskynlik koop?
Waarna gaan jy waarskynlik volgende kyk? Dit hou jou lekker besig, dit steel jou aandag, dit voed jou begeertes, dit optimaliseer vir aandag en dit gee vir jou meer van wat jy wil hê. In teenstryd, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees is daar om jou hart te ken. Nie om jou gedrag te voorspel nie, maar om jou gedrag te verander. Dit lei jou in waarheid, eerder as om jou besig te hou noodwendig. Dit vorm jou na Christus se karakter. Dit roep jou tot oorgawe en dit gee vir jou wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie. So die eenvoudigste AI-model is besig om ons denke te beïnvloed. Die navorsing wys vir ons, as jy so 40 jaar oud is, gaan jy so waarskynlik so 2,5 ure 'n dag op sosiale media spandeer. As jy so 20 jaar oud is, gaan dit so 3 ure wees en gelukkig as jy 60 jaar oud, so 1,5 ure. Dis 'n enorme hoeveelheid tyd. Ek ken nie baie Christene of selfs pastore wat soveel tyd in die woord spandeer nie. Wat soveel tyd in gebed spandeer nie. En soveel tyd saam met die Here spandeer nie. Maar tog is die gemiddelde persoon besig om soveel tyd saam te spandeer, saam met 'n algoritme. Dus terugkom by die vraag, is AI besig om die plek van die Heilige Gees in te neem? Moontlik, ja. Scary, ja. En hierdie modelle word slimmer en slimmer. As jy na die langtermyn tendens kyk, so 3 jaar terug, was die modelle redelik goed. Hulle was redelik goed met 'n gediggie te skryf van my hond. Dit was baie oulik. Die Afrikaanse juffrou was baie ontsteld, maar toe gaan die gediggies geskryf word deur ChatGPT. Maar die wiskunde meneer was nog okay, want hy kan dan nie wiskunde doen nie. Nog nie. So het ons geaanbeweeg, en ek kan vir julle sê vandag, die nuutste modelle kom baie naby. Die wiskunde wat ek gee is so neersvlak plus minus, en dit kry dit baie meer reg as die mense. Baie meer reg. Daar's gelukkig nog net een ding wat hy mee bietjie sukkel. Maar as ek hom bietjie train, dan kry hy dit ook reg. So die realiteit is, AI word so slim, dit kan eintlik alles doen. En dit is 'n probleem waarmee die samelewing sukkel. So AI gaan sterker en sterker word, slimmer en slimmer word, ons lewe gaan meer en meer geïmpakteer word, ons gaan meer en meer blootgestel word aan een of ander vorm van AI, wetend of nie wetend nie. En dis die probleem. Ons weet nie, dit gebeur nie. En as ons nie wakker is nie, het ons 'n probleem. Wat sê die woord? So ons gaan kyk, kom ons doen gou 'n field trip na Jerusalem. In Jerusalem, in die aand voor Jesus se kruisiging, skryf Johannes, en ek lees vir ons, lekker groot daarbo, so jy kan lekker saam lees. In Johannes 15, waar Jesus kom en die belofte van die Heilige Gees vir sy disippels verduidelik. Hy sê vers 15 in die Afrikaans 20, as jy wil saam lees. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. 'n Parakleet is 'n ander woord vir advokaat. Hy is die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vers 18. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie gehoorsaam en dit onderhou, hy is die een wat ek liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom lief hê. Ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe is dit dat u self aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet,
sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie my eie nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Na vers 25 kyk, sê hy, ek het vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, so hier verduidelik hy nou vir ons, wat is die doel van die Heilige Gees? Hoekom moet ons die Heilige Gees ontvang? Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld nie, laat julle harte nie ontsteld of bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefhet, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek. En nou het ek vir julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo. Ek kan nie meer baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy het nie mag oor my nie. Maar sodat die wêreld kan weet, dat ek die Vader liefhet en doen soos wat die Vader aan my opgedra het, staan op, laat ons daar hiervandaan weggaan. So in hierdie aand voor Jesus se kruisiging, kom vertel hy vir sy disippels van hierdie absoluut onmoontlike ding wat gaan gebeur. En hy vertel vir hulle, maar julle hoef nie bang te wees nie. Maak nie saak hoe scary hierdie wêreld is nie. En dit was destyds Rome. Ek dink baie keer is ons, daar was na Jerusalem, maar Rome was net so erg. Toe was die stede, en as jy kyk na die uitdagings van die stede, dit lyk so baie na uitdagings van vandag. En dit is so my hart om vanaand nie 'n sin van angs te veroorsaak oor die tegnologie nie, maar meer om jou te herinner dat ons 'n advokaat het, die Heilige Gees. So die Afrikaanse advokaat is 'n selfstandige naamwoord, het my Afrikaanse juffrou gesê. En dis 'n persoon wat langs iemand staan om hom of haar te help, te verdedig en te ondersteun, te troos, raad te gee en te lei. In die Grieks is dit die woord, en nou gaan jy sien waar die woord parakleet vandaan kom, want in die Grieks is dit die woord parakletos, wat letterlik beteken een wat langs iemand geroep word. So ons word die Heilige Gees gegee, wat saam met ons loop, wat saam met ons die uitdagings van die lewe kan vat, wat langs ons loop en wat geroep is. Die Grieks, as jy nou in die definisie kyk, iemand wat geroep word om langs 'n ander persoon te staan, om te help, aan te moedig, te verdedig, raad te gee en namens hom of haar op te tree. So kan die laaste definisie net stil staan. As jy kyk na die tendense van die AI wêreld, dit is verseker besig om meer en meer te word funksioneel soos wat die advokaat is. Want wat kan AI vandag doen? Verseker kan hy kan jou aanmoedig. As jy vir hom sê, hoor ek voel bietjie sleg vandag, ek sukkel bietjie met my eksamen wat opkom, ek het 'n moeilike meeting wat kom. Hy gaan waarskynlik vir jou sê, ek is so dankbaar dat jy dit met my deel. Dankie dat jy vir my sê hoe jy voel. Of, wat 'n wonderlike vraag vra jy nie. Maar moenie worry nie, you can do it. So funksioneel kan hy jou aanmoedig. As jy maar nie glo nie, gaan probeer dit. Hy kan jou verseker help. AI help in baie aspekte van besigheid. Ons kan heel 10 ure daaroor gesels. Maar AI is baie goed. Ek wil amper sê die beste ding waarmee AI wel kan doen is om jou te help dink deur goed. Om jou te help dink deur scenario's. Ek het die ander dag, ons moet 'n groot besluit maak in die besigheid. En ons sê, moet ons opsie A of opsie B gaan? Lank daaroor gedink, selfs daaroor gebid, wat ons baie keer nie eers te doen nie. Ons vra toe vir AI, hoorie, ons bou scorecards, dashboards, weightings, jy weet, om te kyk, watter opsie is beter. Ek vra toe vir AI, vir Claude, ek sê vir hom, hoorie, wat mis ek hierso? Wat mis ek hierso? Hy antwoord my, hy sê, Richard, ek weet, jy is 'n kind van God. En wat jy hierso mis,
is godly discernment. Jy is besig om hierdie gesprek te tackle met reg en verkeerd, maar dis nie wat jy hier nodig het nie. Jy moet gaan stil word by die Here en eers by hom hoor. Ek was bietjie geskok dat hy dit vir my sê, maar dit was wat gebeur het. Want hy het besef, want hy weet waarvoor ek staan, wat ek in glo. Hy ken my al so goed, dat hy vir my sê, gaan praat met die Here. So God kan deur ook seker werk. Wat toe nou 'n wonderlike proses was. As ons gaan kyk wat ons as 'n Doxa familie glo oor die Heilige Gees, so collectively glo ons, so we believe that the Holy Spirit has come to glorify and to establish the saving work of Jesus Christ in the lives of believers. He convicts us of sin, draws us to our Savior. Being constantly present in our lives, He empowers us to live out the new Christ-filled life and imparts gifts to us for service to others. He instructs and guides us into all truth in our everyday lives. En dis 'n bietjie waar die uitdaging lê. Die Heilige Gees is daar to guide us in all truth. En ek dink dis een van die goed waarmee ons baie meer gaan mee sukkel, is wat is waar. En ek glo die toekoms van besigheid selfs gaan 'n plek wees waar godly discernment belangriker gaan raak as ooit tevore. Want dit raak moeiliker en moeiliker om op die papier, om met data, met analise te sien wat is reg en wat is verkeerd. Ons het die laaste 2 maande omtrent so baie advertensies gesien wat deur ChatGPT gebou, want dit is nou baie oulik. Hy kan 'n mooi plakkaat maak, eintlik redelik goed. Dit irriteer my so 'n bietjie, want almal lyk nou dieselfde, maar dis besides the point. Maar dit kan baie waarheid toevoeg in daai wêreld. Ek sien op sosiale media hoe meer en meer scams uitkom. En om 'n fake scam te sien raak so moeilik. Partykeer al wat ons oor het is, wat sit binne in ons? Wat is daai gevoel wat ek kry? Andy Stanley sê altyd, is there attention that deserves attention? Ek dink daai vermoë van onderskeid gaan belangriker en belangriker word in ons lewens. En dis wat ons kan doen, ons het die Heilige Gees nodig om ons daai onderskeid te gee. Want AI gaan dit nie vir jou kan doen nie. Acts 1 vers 8 sê in die New King James, but you shall receive the power of the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the world. En dis waarvoor die Heilige Gees is, to witness. 'n vriend van my het hierdie ervaring gehad die ander dag. Hy sê hy's nou besig om te bestuur. En natuurlik sê ek vir hom, jy moet nou 'n bietjie die AI probeer. Jy moet nou 'n bietjie daarmee speel. Gaan kyk nou daarna. Ons moet dit verstaan. Ons moet rentmeesterskap oor die tegnologie hê. So gaan probeer dit. Maar hy hou glad nie daarvan nie. Hy dink so of dit kom van die duiwel af. Eerlikwaar. Maar hy besluit toe nou kom ek gaan dit 'n try gee. Nou sê hy vir hom ChatGPT, maar nou bestuur hy. Nou sê hy klik gou net die mikrofoon. Hy sê ChatGPT, tik asseblief vir my net die volgende gebedslysie. Voor ek dit nou vergeet. ChatGPT verstaan hom toe nou verkeerd en antwoord hom, natuurlik sal ek saam met jou bid. En daar begin ChatGPT saam met hom bid. Die mooiste gebed in die mooiste stem. Hy sê nee. Dis nie wat ek gevra het nie. Maar kan jy dink ons is in 'n wêreld en inteendeel, daai gebed was so goed op die woorde. Die rekenaar, wiskundige, statistiese model se woorde was so mooi, maar dit het geen krag. Dis leeg. It is not spirit-filled. It's not God-filled. So ons begin ook in 'n wêreld in beweeg wat ek glo authenticity gaan belangriker word. Opregtheid. Nie om perfek te wees nie. Ek dink inteendeel perfectionism is 'n dying breed wat ek dink 'n wonderlike ding is. I'm a recovering perfectionist, so dink aan my, bid ook maar sommer. So die realiteit is besig om te verander. Ons soek regte mense. Ons is gebou om met mense om te gaan. Ons is gebou vir community. En dis waarvoor ons geroep word. So as jy die Heilige Gees ontvang as 'n helper, as 'n parakleet, om ons by te staan, deur wat ook al uitdagings dit is. Die Heilige Gees gaan ons kom help meer en meer om onderskeid te tref tussen reg, tussen goed en kwaad,
Nie noodwendig reg en verkeerd nie. Ek dink reg en verkeerd, AI gaan redelik reg wees met dit. En dalk waarskynlik meer reg as meer ander mense. Ek meen statisties is AI vandag beter as 'n dokter om 'n diagnose te maak, gegee net 'n stel feite. Hy is beter as 'n rekenmeester, hy is beter as 'n belastingspesialis, hy is beter as 'n aktuaris, hy is beter as 'n ingenieur. Maar die verskil gaan wees, wat is goed en wat is kwaad. En dis waar vir ons geroep word. Dus as na die moderne Rome kyk, of die was nou nie, die is nou seker die moderne Rome, maar as ons 'n bietjie teruggaan, nou het Paulus gesê het, daar was 2 probleme in Rome, en ek dink daai probleme is vandag nog so duidelik vir ons. So Romeine 7 vers 15, in die Afrikaans 83 sê hy, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek doen, wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. En ek sal bely vanaand, ek vang myself so baie. Weet jy, dat ons weet, daar is sekere goed wat jy in jou lewe, ek wil dit beter doen, Here, en ek weet wat die regte ding is, maar tog doen ek dit nie. Ek weet, kom ek vat 'n veilige voorbeeld. Ek weet ek moet strek voor ek gaan hardloop. Ek doen dit nog steeds nie. Ek hou nie daarvan nie, gaan dit nie doen nie. Weier. Hardkoppig. Die realiteit is, Paulus het daarmee gesukkel in sy tyd. Hoeveel te meer is ons uitdagings vandag, as ons onsself blootstel permanent meer aan AI se invloed op ons lewe, eerder as God of die Gees se invloed in ons lewe. En dis waar die verskil lê. In Romeine 8 vers 12 sê hy, daarom dan, daar sê hy, oopsie daisy. Hy sê, daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. Ek gaan verder in vers 13. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. In vers 14 sê hy dit, dis baie belangrik. Almal wat deur die Gees van God laat lei word, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Dus ek die laaste kyk, die Gees, die Heilige Gees, maak ons nie slawe nie. AI maak ons slawe. Eintlik AI maak ons slawe van ons eie begeertes. Ons sondige natuur, en dis waar hierdie konflik vandaan kom. Soos ek gesê het, ek glo die belangrikste ding vir die toekoms is hierdie gedagte van discernment. Nou discernment, het C.H. Spurgeon in Engels, en ons het hom gaan vertaal, is nie die verskil tussen reg en verkeerd nie, dis die verskil tussen reg en byna reg. En in my voorbereiding besef ek toe die boodskap kyk, selfs die woorde hierso, dit was AI gewees. Daar is die verskil, hy het nie verkeerd gesê nie, spelfout. Die verskil tussen reg en amper reg. En dis die realiteit vir ons. En in die Openbaring sê vir ons gaan in 'n tyd kom, waar dit gaan moeiliker en moeiliker raak om vals profete te sien. So discernment is iets wat ons meer en meer nodig gaan hê in die res van ons lewe, en daarvoor het ons, dank die Here, die Heilige Gees ontvang. In die Griekse metodologie is hierdie gedagte van Pandora's box. Baie mense gaan sê, nee, dalk 'n view wat ek ook so mee saamstem, of jy kan dink aan Aladdin met die genie in die bottle. Die genie is nou uit. Pandora se boks is oopgemaak. Wat het daar gebeur? Die gedagte daaraan was, is maar net 'n mitologie. Al die slegte goed van die wêreld het uitgegaan. En dis sê, o nee, maar ek hou nie van al die slegte goed in die wêreld. Kom ons maak hom weer toe. En dis om toe maak, al wat oorbly in die boks is hoop. En ons het dalk die realiteit waarin ons lewe is, en meeste van die AI top ouens in die wêreld gaan vir jou sê, ons moes dit dalk maar nie gedoen het nie. Ons moes dit dalk maar in die boksie gehou het. Ons moes maar die lid op het gesit het. Inteendeel, so baie ouens het probeer. Want dit is so kragtig. Hoekom? Want in Romeine het Paulus gesê, as jy jou denke verander dit jou lewe. En dis die realiteit. Ons het klaar gesien, Amerikaanse presidente
is verkies. Hoe? Deur 'n groep mense se denke te verander, deur AI-modelle toe te pas, om vir hulle sekere goed te sê, wat hulle graag wil hoor, nie die waarheid nie. So wat het ons nodig? Hoe leef ons dan in hierdie wêreld? Okay, die genie is out the box. What do we do? Is die vraag. Anders gaan ons net almal depressed wees huis toe. Dit help ook nog nie veel nie. So ek wil graag op 4 riglyne stil staan. 4 gedagtes maar net oor, okay, it is what it is. How do we live with this? So die eerste een is die gedagte van wysheid. Wat sê die woord rondom wysheid? Wat sê die woord rondom geregtigheid? Wat sê die woord rondom rentmeesterskap? En dan baie belangrik om te gaan kyk na ons ritmes en die grense wat ons stel in ons lewe. So as ons by wysheid gaan stil staan, kyk ons na Spreuke 4 vers 7 in die Afrikaans 20. Die begin van wysheid is, verwerf wysheid, verwerf insig met alles wat jy besit. So wysheid is nodig. En wanneer ons in 'n besigheid, by die skool, by die praktyk, wat ook al ons doen, wanneer ons die tegnologie gebruik, moet ons begin by die Here en sê, Here, hoe gebruik ek dit? Hoe gebruik ek hierdie tegnologie, hierdie tool vir u verheerliking, tot verheerliking van u naam en nie vir verkeerde redes nie. Nie om te manipuleer nie. Jakobus 1 vers 5 sê hy, as enige een van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hoe wonderlik is daai belofte nie? As jy wysheid kort, vra net. Vra net van die Here. Hy gaan jou nie verwyd nie, hy gaan dit nie terughou nie, hy sal dit vir jou gee. So ek het nie die antwoord nie, maar wat ek wel besef is, in my eie lewe het ek besef, hoeveel keer maak ek gou of 'n chat, of 'n Claude, of 'n Gemini oop, hoeveel keer staan ek eers stil by die Here om te hoor, wat is sy plan? En een van die ritmes in my eie lewe moes ek aanleer om te sê, voor die dag begin, moet ek het nie 'n keuse in die Here, ek moet by U stil word, ek moet deur my dagboek bid, ek moet vir elke vergadering eers vra, Here, wat is U plan hierso? Voor ek 'n insig probeer kry van 'n ChatGPT of 'n AI model af. Ek kort wysheid, ek kort meer wysheid as ooit tevore. So in die volgende gedagte kyk van geregtigheid. Micha 6 vers 8, seker een van my gunsteling skrifte, Afrikaans 20. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te wys en om nederig die pad saam met God te loop. What amazing skrif. Ek love hierdie skrif want in hierdie wêreld kry ek so baie studente wat aan my toe kom en sê, Richard, maar wat moet ek my lewe maak? Ek was eendag by die tandarts, so hy so boor. So hy sê, wat moet my seun doen? Ek weet nie. Want ek weet nie. Want dit is onseker. En oor die gedagte van, Here, maar waarvoor het U my geroep, raak moeiliker en moeiliker om te antwoord, want mense, en ons probeer altyd die regte ding doen, wat God vir ons vra. En Micha kom sê, jou roep is maklik geroep. Jy is maar net geroep om troue liefde te wys en nederig die pad saam met God te stap. So wanneer ons AI implementeer, moet ons dit met mercy, humility doen. In ons besigheid, een van die goed wat ons baie gebruik, is, almal wat in die besigheid is, ons glo, ons wil ons kultuur as 'n besigheid bou op grond van waardes en Christelike waardes. Maar ons is nie 'n Christen maatskappy, ons is nie 'n non-profit nie, so, maar ons probeer regtig ons Christelike waardes leef deur alles wat ons doen. In elke besluit, in 'n besluit rondom 'n eis, in 'n besluit rondom 'n premie, in 'n besluit rondom 'n kansellasie, wat ook al dit is. En ons het 5 waardes in ons besigheid geïdentifiseer wat ons gevoel het, hierdie 5 waardes, as ons hulle lewe, hulle belyn met hoe Jesus gelewe het op aarde, en as ons dit lewe, dan sal ons in die regte rigting beweeg. So kom ons lewe die waardes in ons optrede, in ons behaviors, dit gaan ons kultuur vorm. En in die ou dae was dit baie moeilik. Dit is baie moeilik om nou, ons het elke week praat ons oor waardes, en jy weet, soos 'n goeie maatskappy, jy stap in, want jy die poster wat sê integrity. Dis 'n arend wat vlieg oor 'n berg.
Pragtig. Maar eindig die integrity op die muur. En ons het gesê, nee, ons wil nie ons waardes laat eindig op die muur nie, ons wil hê ons waardes moet deel wees van elke besluit. So een van die AI-tegnologieë is baie oulik. Ons kan hom so programmeer om te sê, elke liewe besluit, elke liewe ding, elke liewe antwoord wat jy vir ons gee, gaan kyk na ons waardes en herinner ons aan ons waardes en herinner ons waarvoor ons staan voor jy vir ons 'n antwoord gee. Ek het die dag 'n situasie gehad van 'n eis. Dis 'n ou dame van 70 jaar oud, 'n eis wat ons eintlik al 5 jaar terug moes betaal het. En die eis het skeef geloop en ons het die ou wat die ding reggemaak het, wat nou nie vir ons werk nie, maar ons betaal hom, groot drama. En ek kon sien in hierdie situasie dat, ek sê, Here, maar hoe solf ek nou die ding? Want nou is almal kwaad vir almal. En nou is almal, weet hulle, ek dink almal is al reg, maar almal is ook verkeerd. Ek sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie ding te solf nie. En ons gebruik toe nou ons AI model, ek sê vir hom, dis die situasie, help ons. Hy sê, maar hoekom bied ons nie aan, hoekom vind ons nie common ground, en sê, weet jy wat, kom ons skenk albei saam vir 'n charity. Wel, nie saam nie. Eerder as ons vir jou probeer geld gee, wat nie reg is nie, kom ons sal namens jou na 'n charity skenk. En die vrou sê, weet jy, baie dankie. En waar daai ding vandaan gekom? Hoe het AI by daai plek uitgekom? Want hy is gesê, so AI kan baie positief ook hê, as dit reg toegepas word, as dit met geregtigheid toegepas word. Rentmeesterskap, in Genesis 1 vers 26 tot 28, sê die volgende, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let him have dominion over the fish in the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over all the crippling thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female. He created them. Not they, thems, male and female. Side note. Okay, then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish in the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves. Ek glo ons is geroep tot rentmeesterskap oor alle tegnologieë, oor die hele aarde, oor enigiets wat gebou was. Ek kom nie regtig nie vanaand sê hardloop weg, probeer dit onderdruk nie. Ek dink dit is moontlik nie. Maatskappye wat dit nie gebruik vandag nie, ek is redelik seker hulle gaan nie bestaan in 5 jaar nie. Redelik seker. Maar wanneer ons dit gebruik, moet ons dit met wysheid gebruik. Ons moet die tegnologie en wat hy sê en verstaan wat is die probleme, met wysheid, met geregtigheid, met rentmeesterskap. 'n Paar jaar terug, en ek sal verduidelik hoekom ek ook glo, daar is, want ek meen, ons kon eintlik dieselfde gesprek gehad het. Ek dink inteendeel, toe ek op skool was, het Google net uitgekom. Eintlik net voor Google het as ek 'n expo gedoen het of 'n taak gedoen het, hoe het dit gewerk? Jy het die opdrag gekry, jy moet 'n taak doen oor neutrone. En dan het ek gegaan na die plaaslike biblioteek en hy het 'n wit en swart fotostaatmasjien gehad en jy het 'n 10 sent ingegooi en 'n fotostaat gemaak. So dan het ek dat ek die hele dag nou gaan soek na bronne op die biblioteek, ek het hulle gekry, ek het gefotostateer, nooit gelees nie, by the way, net gefotostateer, uitgeknip, prentjie omgeteken, 'n raampie geplak en gegee. En dan het my punte gekry. Dis so stake gedoen het. Dan die juffrou nog, toe sê die juffrou nee, maar ek weet jy het dit gedoen. So highlight ek dit hier na 'n woord. Weet nie wat 'n woord nie, maar sy het ook nie gelees nie, so dit is okay. So die juffrou was happy toe. En toe kom Encarta Encyclopedia uit, wat nou die proses vinniger maak in die biblioteek. So nou kry ek die regte volume en ek gaan aan. Toe kry ek die CD, 1996, die Encarta Encyclopedia CD. Nou kan ek op die CD-ROM in my 486 rekenaar om insit en ek kan gou goed kry. Maar toe besef ek, wag 'n bietjie, dis 'n besigheidsgeleentheid. Hier's 'n klomp mense daar buite by die skool wat nog biblioteek toe moet gaan. So kom ons begin hulle verkoop. So, watter taak wil jy hê? Regsklik, copy, paste, print. So produce ek toe nou 'n lekker besigheidjie daar by die skool.
Inteendeel, die ander ouens het dalk bietjie meer punte gekry as ek. En miskien was dit nie reg nie. Ek dink dit was dalk nie reg nie, want ek verkoop nou iets dat hy kan jok. Okay, so ek sê conduit vir iemand anders om te lieg, want hy maak asof dit sy werk was en dit was nie sy werk nie. En natuurlik in die akademie is dit een van ons grootste uitdagings vandag. Ek sit op ons aktuariële vereniging se komitees waar ons sukkel met hierdie vraag is, hoe lyk education? Wat is nog relevant? Ek het vroeër die weke die voorreg ook gehad as ek wil praat oor die voordele van AI. Was vroeër die week in 'n uitreik in Warmbad in Bella gewees, 'n skool wat so 'n paar jaar terug in die nuus was. Hulle het 'n 4% matriekslaagsyfer gehad. 4%. Hulle het 10 kinders gehad, so ek weet nie wat die een het was nie. Maar nietemin. Ja, dit was ook, ek was 20, een ou het deurgekom, so iets in die matriekjaar. Nou daai skool het hulle self gelig met harde werk, die minister het gekom kuier en hulle vir hulle probeer help en hulle is nou op 80%. Maar ek praat nou met hulle, wat ek besef het is, maar wag 'n bietjie, die vermoë wat AI het om positiewe dinge te kom doen, is fenomenaal. Ek het vanaand, ek sê julle wys, ek het my Suid-Afrika sokkies aan. Hoekom? Want ek glo regtig dat Suid-Afrika het soveel geleenthede. Natuurlik bly julle in die paradys. Maar in Pretoria is dit nou nie heeltemal so lekker nie, maar nietemin. Maar hier's geleenthede hierso. En miskien as ek dit vir jou kan sê vanaand, die probleem wat AI gaan kom, gaan vir die eerste wêreldlande kom. Baie meer is hierso, want hulle het nie genoeg probleme nie. Daar's nie genoeg geleenthede nie. In Suid-Afrika, as ons vir elke onderwyser 'n fantastiese Claude Fable 5 model in sy hand sit en hom wys hoe dit te gebruik, kan jy dink wat die standaard van onderrig gaan gebeur? Ewe skielik kan 'n onderwyser wat niks weet van wiskunde nie wiskunde gee. Hoekom? Want die kind hou vas, vat my foon, neem 'n foto, verduidelik vir my die stappe. Ons verduidelik vir die kind in woorde, in jou taal van jou keuse. Daai taal was Sepedi. So hy kan my wiskunde in Sepedi verduidelik. Daar's geen handboek wat dit kan doen nie. Want ons het dit nog nie geskryf nie. In die gesondheidsorg. Suid-Afrika se twee grootste probleme: onderrig en gesondheidsorg. Ja, AI kan gebruik word deur dokters en ja, dokters kan dalk bietjie geaffekteer word. Die realiteit is, ons behoefte is 50 keer groter as die hoeveelheid dokters. Net in Suid-Afrika het ons daai geleentheid om daai verskil te maak. So ek glo vas dat AI gee vir ons die vermoë om impak te hê wat nog nooit van tevore was nie. En omdat Suid-Afrika so baie probleme het, is dit 'n great place to be. Australië, Nieu-Seeland, Europa glad nie. 'n Paar jaar terug, as jy net, voor ek na hierdie netjie toe gaan, ek moes 'n rugoperasie kry. En ek gaan toe nou na die eerste dokter toe. Ek het nou so 12 jaar gesukkel met hierdie ruggie, na ek my kragte onderskat het. Konkreetpot opgetel, toe hoor ek sommer, daar gaan hy, oeps. My huisdokter sê, begin net draf, begin net hardloop, dis ook begin hardloop het. Sê ek, hey, dit werk, weird. Gewoonlik as hy sê, jy breek jou rug, dan jy moet 'n bietjie rustiger vat, maar nee, jy gaan ons. Dit werk vir so 10, 15 jaar. Ek kom toe op die einde van die dag, na ek die dak uitgeval het en 'n paar ander stupid goed gedoen het. Toe kom ek by die plek, waar ek besef, daar is nie 'n ander opsie nie. Ek moet nou gaan. Ek was by al die dokters, al die ouens al die biokinetikuste, die fisio's en almal wat sê moenie en hulle het al begin sê nee, dink jy moet gaan hoor. Jy weet jy kan nie meer leef nie. En so gaan ek na al die spesialiste toe. Ek kom by die eerste ene wat vir my sê, Regard, jy moet hierdie ding doen, dubbelvisie. En so by the way, jy gaan vir 3 maande op jou rug lê en ek gaan jou weer sien oor 7 jaar weer, want hy gaan die volgende disk gaan maar net gaan. En so by the way, jy gaan nooit vir jou dogtertjie optel nie. Ek sê, Ek sê, dokter, daar's geen ander opsies nie. Hy sê, nee meneer, daar's geen ander opsies nie. Okay, dit was nommer 1. Toe nommer 2, nommer 3, nommer 4, nommer 5, nommer 6, nommer 7, nommer 8. En so het ek met baie dokters gepraat. En een van die dokters sê toe vir my, Regard, hy was 'n biokinetikus. En hy het ook vir 12 jaar gesuffer met 'n rug. En hy het geweier om dit te doen. Maar hy moes by die punt kom waar hy besluit het nee. Toe sê hy nogals vir my, weet jy wat, ga doen jou eie navorsing en kies vir jou operasie dan, kry jy net iemand wat dit doen.
Okay, dis nou 'n bietjie 'n weird advies, maar hey, let's try this. Gelukkig dis AI. So dit sê vir AI, hier's my scans, hier's my simptome, hier's my history. Hierdie dokter sê daar's net een opsie. Is daar ander opsies? Hy sê natuurlik, hier's 5 opsies. Langs storie kort, ek is toe geopereer die maandagoggend en ek is die dinsdagoggend uit die bed uit. Ek het opgestaan en ek is soos dit. No problem. Een nag kan my dogtertjie nog optel. En ek dank die Here daarvoor, want ek moes ook luister. Moes ook geluister het na die mense om my se inspraak. En ja, AI het my nou gehelp met die navorsing te doen, om die regte prosedure te kry. Toe was dit nie die probleem om die regte dokter te kry, wat bereid is om my prosedure te doen. Maar toe kom ek nou agter, niemand wil nie, want hy is te goedkoop. Die visie kos so 500,000, hierdie enetjie kos toe net 60,000. En toe moes ek natuurlik bid voor ek na daai een dokter toe hoor ek hierdie ou kan dit doen. Ek sê, Here, U moet my die wysheid gee. Ek weet hy kan. Die ander het gesê hy sal, maar ek sy tweede pasiënt, die ander was 'n kadaver. Toe sê ek, klink appealing, maar nee, dankie. Ek sê, Here, U moet van die woorde gee, hoe oortuig ek nou hierdie dokter, dat hy hierdie operasie gaan doen? En ek weet eintlik nie wat ek gesê het nie, want die Here, ek glo hy het van die woorde gegee, en hy het gesê, nee, is reg, hy sal dit doen. En ons het dit gedoen, dank die Here. Weereens, ons sluit nie die Heilige Gees uit nie, hy kan ons so bemagtig met goeie inligting, maar ons moet dit reg gebruik. Ons kort ritmes en grense in ons lewe, is amper klaar. Romeine 12 vers 2, Afrikaans 83, en die is, wat 'n powerful vers. Julle moet aan hierdie sondige wêreld nie gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet ons gedenke vernuwe. Ek dink dis dalk die mees regheidste boodskap wat die Here vir my kom sê, het klim van Facebook af. Want Facebook is nie besig om my denke te vernuwe nie, dis besig om my denke te herhaal en die goed waarna ek kyk. Ek het nou die dag na 'n karavaan gekyk, guess what? Nou sien ek net karavane. En ek is nou so lus om te kamp, ek kan nie glo nie. Want ek het na 'n karavaan gekyk. So, hy gaan nie, dis hoe dit werk. Maar ons is geroep om ons denke te vernuwe. Anderste word ons gelyk aan hierdie sondige wêreld. En dis wat Paulus geskryf het in Rome. So, hoe doen ons dit? Daar's net een manier. En dit is met ritmes. Met gesonde ritmes. En ek wil graag jou roep om 'n paar goed te gaan doen. Want dis eintlik waarop hierdie hele boodskap neerkom. Hierdie boodskap is regtig nie om jou depressed te kry nie, dis nie om jou te demotiveer nie, dis nie my hart nie. My hart is om vir jou te sê, luister, hier is iets wat gebeur in hierdie wêreld. Ons moet leef om in hierdie wêreld te leef. Maar ons gaan dit net reg kry as ons ritmes gesond is. Die eerste ene, woord voor die wêreld. As ek opstaan, is my foon langs my bed, tel ek hom op, is ek eers op die Bible app, of is ek eers op Facebook, of op Instagram, of op, asseblief nie TikTok nie, of so iets. Is ek eers in sosiale media? Stel ek my eers bloot aan ander goed, of my e-mails, of eerste aan sy woord? Ek moes leer, want ek het verlang geprobeer, ek moes eventually my foon daar ver bære. Ek kan nie naby by kom nie. En ek moes die gewoonte aankweek om te sê, ek gaan eers my stilte tyd hê, ek gaan eers hoor wat die Here sê, voor ek inspring in enige tegnologie. Bid ons eerste vir ons probleme, of Google ons dit eerste, of vra ons vir ChatGPT eerste. Kom net in die gewoonte om eers vir die Here te vra. Dis 'n gewoonte wat ons moet kweek, dis 'n ritme wat ons moet bou. Ons moet stil word, ons moet meer bid, minder blogs lees. Krities belangrik is die gemeenskap, die mense om ons. Ons kort meer en meer mense. AI is besig om jou meer en meer te isoleer. Jou meer en meer na 'n plek toe te vat waar dit oor my gaan. Gehoorsaamheid voor gerief. Baie interessant, daar was 'n Lifeway studie wat onder Gen Z's. Nou Gen Z's, hulle is nou baie jonk, jonger as ek. Baie jonk, so hulle is seker so, nie Gen Alpha nie, maar hulle is seker nou so teenagers, plus minus, die Gen Z's. En hulle het gevind, die Gen Z's gaan 6.2 keer per maand kerk toe. Wat wonderlike nuus is. Maar die probleem is, wanneer hulle gevra word, as jy moet kies
volg jy God se stem vir 'n ding of jou eie view, dan 50% gesê nee, ek sal God se stem volg en 48% gesê ek gaan my eie view volg. So is baie die kerk, maar ons ignore nog steeds die Here. En net die grootste probleem is van Gen Z is 35% sê hulle bid gereeld. En dis die probleem. Bywoning is nie die probleem nie. Hulle hou dalk van die musiek of die worship of wat ook al, die vriende. Maar ons moet meer en meer tyd in gebed spandeer. In alles wat ons doen. Enige besluit, ons moet dit toets aan die woord. Net 'n gewoonte. Voor 'n besluit gemaak word. Voor 'n raadsvergadering. Voor ek in 'n vernoot in 'n besigheid inklim. 'n Bid intentioneel vir die besluit. Dit is meer en meer belangrik. Want ons moet besef, ons word meer en meer beïnvloed deur ander goed. So die algoritme, AI vorm jou deur herhaling, die Heilige Gees vorm jou deur heilige ritmes. Ons moet ons natuur gaan breek om ruimte te gee vir die Heilige Gees om in ons in te praat. Anders is ons 'n helper, maar ons gebruik hom nie. Jy kan die wêreld se beste AI model hê, maar as jy nie gaan prompt nie, gaan hy niks doen nie. So hier is ons uitdaging in hierdie week, hoe prompt ons die Heilige Gees in alles wat ons doen? Selfs as ek my kar moet gaan diens, sê ek, Here asseblief, help. As jy tandarts toe gaan, bid ook maar voor die rekening kom, en dit is lelik. Die realiteit is, wat vorm jou? Wie vorm jou? Of is jy die volgende Tamagotchi? Dankie.